Julle algebraïse uitdrukkings. Hulle sê vereenvoudig die volgende uitdrukkings. Nou het ek twee uitdrukkings hieronder neergeskryf, een aan die linkerkant, een aan die regterkant. Vir 'n begin, wat is 'n uitdrukking? Nou 'n uitdrukking, ek wil net gou 'n bietjie onderstreep, is iets soos hieronder. Wat doen ons met 'n uitdrukking? Al wat ons doen is ons maak dit kleiner. Ons werk nie die onbekende uit nie. Ons gaan nie hieronder sê, A is gelyk aan 5 of A is gelyk aan 10 nie. Ons gaan net sê, ons het hierdie uitdrukking kleiner gemaak. Ons weet nie wat A se waarde is nie, maar dis irrelevant. So kom ons kyk na die linkerkantste ene en ons het dit in termyn 1 gedoen, waar ons eksponentwette toegepas het. So ons het gesê wat is 2 maal 3, ons het gesê 6, en dan het ek twee grondgetalle wat dieselfde is, en as ons dit maal, dan plus ons mos ons eksponente. En dit was eenvoudig. Nou kom ons in termyn 2 en ons kry ook algebraïse uitdrukkings, maar hierdie keer is daar 'n verskil. En hierdie is die verskil vanaf die vorige termynsinne. Die verskil is, daar's 'n plus tussen die terme. So hier in die regterkant is daar 2 terme, in die linkerkant is daar eintlik 1 term, want daar's nie 'n plus en minus as in my terme nie. Dit lyk soos 2, maar dis eintlik net 1. En ons moet hierdie 2 terme kleiner maak. En hoe doen ons dit? Ons sê vir onsself, goed, ons gaan hierdie term en hierdie term bymekaar plus, omdat hulle gelyksoortig is. Nou gelyksoortig beteken, ek het 'n A tot die mag 2 en ek het 'n A tot die mag 2 en dit maak dit vriende. Hulle is gelyksoortige terme en hulle kan hulle bymekaar tel. So hierdie word net 5A tot die mag 2 is. Dis soos wanneer ek 'n appel het, 2 appels en ek plus 3 appels. Dan sê ek, goed, ek het nou 5 appels. Okay. Dis eintlik wat ons hieronder sê. Ons sê ons het 2a kwadrate en ek plus 3a kwadrate, dan het ek 5a kwadrate. En nou, dit is nie eksponentwette soos hier nie. Ek kan nie sê, goed, hierdie is 5a tot die mag 4 nie, want wanneer my grondgetalle dieselfde is, dan plus ek my eksponente. Ons doen dit nie, omdat daar nie 'n maalteken daar is nie. Hier's 'n plus teken. En met plus en minus doen ons dit nie, ons stel gelyksoortiges bymekaar. Nou ons gaan nou fokus op die regterkant, waar ons terme bymekaar plus en minus, en dan, en ons gaan nou weet, op hierdie punt gaan ons nie ons eksponentwette toepas nie, ons gaan gelyksoortige terme bymekaar tel, en ek gaan julle gou help om dit te doen. En hier het ek nou 'n uitdrukking, net 'n lot plus en minus het is in terme, so hier is letterlik 1, 2, 3, 4, 5, 6 terme. Mooi woord vir baie terme is 'n polynoom, net so te loops. As ek 1 term het, dan noem ons dit 'n monoom. Net fancy woorde vir 1 term, 2 terme is 'n binoom. 'n 3 terme is 'n trinoom. En dan staan versamelnaam ook. Ons noem dit 'n polynoom. Nou 'n polynoom beteken enige iets meer as 2 terme, soos 2 terme en plus. So 2 terme en op is ook polynome. So as ek so iets soos dit het A plus 2A, ek kan sê dis 'n binoom, maar dis ook 'n polynoom, soos 'n versamelnaam van die boonste goed. Die enigste ding wat 'n polynoom nie is nie, 'n polynoom kan nooit 'n monoom wees nie, want 'n polynoom is 2 terme en meer. So kom ons vir jou gehaal hierdie goedjies uit. Dis net teorie wat jou onderwyser vir jou gaan leer, wat eintlik baie belangrik is wanneer ons by breuke kom. Okay, maar dit daar gelaat. Ek wil net gou hierdie ook hier onder uitvee en dan gaan ons dit begin vereenvoudig, want onthou dis 'n uitdrukking. Gaan ek x uitwerk? Nee, ek gaan dit net kleiner maak. En wat ons in die geval doen is, ons gaan soek al die pelle en ons highlight dit. Hier's 'n x kwadraat, hier is nog enetjie. Hier is nog enetjie. Almal pelle, ons noem dit gelyksoortige terme, en ons kan net daai terme wat gelyksoortig is bymekaar tel en aftrek. Kom ons kyk vir nog, ons het 'n 5x en 'n 8x, hulle weer is ook pelle. Hulle is ook gelyksoortig. Hulle is nie selfs as die vorige groepie nie, wat met rooi geonderstreep is nie. Ek kan hulle ook bymekaar tel, en dan het ons hier is 17, wat nie 'n pel het nie, hy sit op sy ys. Okay, nou gaan ons vereenvoudig. So wat ons gaan doen is, ons gaan sê, goed, ons gaan al die gelyksoortiges bymekaar tel. Nou, ek wil net gaan vir jou sê,
'n appel plus 'n appel gee vir my 2 appels. Dit gee nie vir my 2 appel kwadraat nie. Dit bly net 2 appels. So jy moet nou versigtig dat jy nou nie daai fout hier maak nie, né? So ek het 2x kwadraat plus 7x kwadraat gee. Dit gee vir my 9x kwadraat en dan trek ek uit 3x kwadraat af. Dit gee vir my 6x kwadraat. 6x kwadraat. Dis nou wanneer ek al die rooies wat bymekaar tel. En dan gaan ek die groenes doen. Plus 5x plus 8x gee vir my plus 13x. En dan die 17 kan ek nie met mekaar tel nie. Daar is net 'n 17 en is dis dit. En dis hoe maklik dit is om dit te doen. Moet nou nie van hier af probeer om daai goed bymekaar te tel. Ek het daar gesien ouens doen. Hulle sê goed, kom ons tel nou die 6 en die 13 bymekaar wat 19 is en die 19 by die 17 wat 36 is en dan sê ouens, dis 36x tot die mag 3. Daai is nonsies. Jy kan hulle nie bymekaar tel nie. Dis waar ons eindig. Okay, dit is nog 'n uitdrukking. Nou raak dit bietjie taaier. Hulle sê vereenvoudig die uitdrukking. Kan ek enigiets bymekaar tel? Kom ons tel die soekie pelle. Onthou die pelle moet baie identies wees. Bietjie so x kwadraat uit tot die mag 3. Het hy 'n pel? Glad nie. Want hier's 'n x kwadraat y, maar nie uit tot die mag 3 nie. Okay, kom ons kyk of iets anders is. Hierdie enetjie het hy 'n vriend. Ja, x kwadraat y, 2 vriende. En dan het ek 'n xy hier in die einde wat nou nie 'n vriend het nie. So hy is net hierso. En nou gaan ons gelyksoortiges bymekaar tel. En ek gaan nou voorstel ons begin sommer met die hoogste eksponent wat die ene is 4x kwadraat y tot die mag 3. En wat is 7x kwadraat y minus 8x kwadraat y? Wat is 7 minus 8? Gee vir my minus 1x kwadraat y. Ons hoef nie die 1 te skryf nie. So dis net minus x kwadraat y. En om nou nie vergeet van die groene wat ook nie 'n vriend het nie, dan plot ons hom net neer. Okay, julle nou het ons enetjie wat baie dieselfde lyk. Dit lyk of dit is bietjie confusing. Want jy sal sien, ek moet nou gou al die pelle onderstreep, want ek sien plus en minus, dit is my terme, so ek weet, ek moet werk met gelyksoortige terme. Ek het 'n AB hier, ek het 'n AB hier. Hierdie ene is 'n BA. Is BA dieselfde as AB? Ons moet dit gou eers uitfigure. Is BA dieselfde as AB? Nou ek wil nou gou vir sê wat BA is. BA is eintlik, ek het B gemaal met A. En AB is eintlik, ek het A gemaal met B. Nou, is dit dieselfde? Dis definitief dieselfde, want dink 'n bietjie, is 2 maal 3 dieselfde as 3 maal 2? Beslis, dit is. 2 maal 3 is dieselfde as 3 maal 2, so ek kan die A en die B omruil. Dit is baie, baie moontlik. So jy moet oplet vir dit is nogal gereeld in toetse. So ons kan hierdie bymekaar tel, gelyksoortiges, inteendeel, so hy is ook gelyksoortig, want AB is dieselfde as BA, hulle almal is dieselfde, almal se eksponent is dieselfde, hulle is gelyksoortig, so kom ons tel hulle bymekaar. Ek het 2 AB's en ek plus 3 AB's, want dit is eintlik BA dieselfde as AB. So dis 5 AB's. En dan trek ek 4 af, dan het ek net 1 AB oor, en dan plus ek weer 4 AB's, dan het ek weer 5 AB's. Julle het ek 'n vreemde sommetjie, en ek sit dit nou maar net in graad 8 in, want ek wil hê met gewoond raak aan sulke tekens soos die. En sulke tekens beteken, dis 'n Griekse letter. So, ons gaan nie praat meer van C nie, ons praat nou van theta. En dit maak nie saak wat ek bymekaar tel nie. Ek het 2 thetas, en ek het 3 thetas wat ek gaan byplus, so ek het 5 thetas, en dan trek ek 10 af, dan het ek 'n minus 5 theta. So moet jy skrik as jy iets kry soos 2 pi plus 3 pi, en jy weet eens wat 'n pi is nie, plus 10 pi, dan sê jy, goed, ek weet nie wat 'n pi is nie, maar ek gaan hulle bymekaar tel, want hulle is gelyksoortig, hulle almal is net 'n pi, 5 is 10, 15 pi. So wees op die uitkyk vir sulke vreemde figure wat ek nie ken nie, vreemde getalle, vreemde embleme, simbole.
Okay, julle, nou gaan ek julle probeer uitvang, want jy kyk na hierdie uitdrukking, jy sien ooggenigtig, hier is nou plusse en maal in. Wat doen 'n ou nou? Nou moet jy dink. Goed, ek het 'n uitdrukking, ek het plus en maal en ek moet gaan na my volgorde van bewerking. Julle almal het sulke rympies. Ek dink party skole gebruik het voor of het voor. Ander gebruik botmas. Wat dit eintlik beteken, ek gaan altyd eers my hakies doen. Is die hakies hier onder? Nee, is nie. Dan gaan ek indekse doen en indekse is soos 'n mag en 'n wortel. Dat ek dit moet uitwerk nie. Dan moet ek deel. Dan moet ek vereenvoudig. Ek kan vereenvoudig. So ek gaan dit heel eers doen, omdat jy altyd onthou, maal en deel eers voor ek plus en minus, né? So, ons gaan begin deur te sê, goed, ek gaan nie vrees nie. Ek gaan net gou daai maal uitwerk. So die ander terme skryf ek net neer. Wat is 3a maal 4a? Is nou eintlik maklik. Dis 12a kwadraat, onthou jou eksponentwette. Wanneer ek maal en deel, is dit my eksponentwette. Okay. So dis baie belangrik. En dan skryf ons hierdie som neer. En dan kyk ons of daar gelyksoortige terme is. Ja, ek het 'n 2a kwadraat, ek het 'n 12a kwadraat, ek het 'n 13a kwadraat. En dan het ek net 'n verlore a, wat nie 'n kwadraat het nie, so ons merk hom net 'n ander kleur. Hy het ongelukkig nie 'n vriend nie, so ons los hom net. So, kom ons stel al die gelyksoortiges van mekaar. 2a kwadraat plus 12a kwadraat is 14a kwadraat, plus nog 'n 13a kwadraat gee my 27a kwadraat, plus hierdie verlore a, wat nie gelyksoortig was aan die ander terme nie, né? Hy's op sy eis. Okay, hier kom ek by nog enetjie uit. Okay, weer plusse, minusse, deeltekens. So, ja, nou moet ek kopkrap en jy moet sê, wat gaan ek eers doen? Ek weet, wanneer ek maal en deel is die eksponentwette, maar wat doen ek eers? Onthou, ons maal en deel eers, so kom ons merk wat ons eers moet doen. Ek moet eers hierdie doen, en ek moet hierdie ook doen, so daai twee dele word heel eers gedoen, so kom ons doen dit gou. Die 3a kwadraat gedeel deur 3, bietjie triekie, ek hou glad nie van deelsomme nie, want daar deeltekens nie, so kom ons skryf dit as 'n breek, want daar staan 3a kwadraat gedeel deur 3, plus 4a kwadraat minus, daar's 'n deelteken, ons gaan hom ook skryf as 'n breek. Altyd baie makliker, raak ontslaaf van jou deeltekens, skep breuke, en kom kyk wat gebeur van hier af. Gebruik nou jou insig van die goed wat jy geleer het in die laaste paar maande. Ek het 'n breek, 3 kan in 3 gaan een keer, en kanselleer eintlik mekaar uit. Ons het die breek vereenvoudig, en kyk wat gebeur nou. Minus 12 gaan in 144, en 12 keer soos 12a kwadraat. So wat het ek? Ek het hier so denkbeeldige 1a kwadraat plus 4a kwadraat gee my 5a kwadraat, minus die 12a kwadraat, want onthou, hulle is almal gelyksoortig. Ons kan gelyksoortiges by mekaar optel en aftrek. So, 1a kwadraat plus 4a kwadraat is 5a kwadraat, minus 12, dit gee vir ons minus 7a kwadraat. Ja, ons kyk na hierdie uitdrukking. Nou raak ek 'n bietjie crazy, want ek sien nou hierdie lot x en getalle en dit lyk soos een of ander pad of iets, want hulle sê hierdie kant is Johannesburg, hierdie kant is Kaapstad, en nou vra die vraag, bepaal die afstand vanaf Johannesburg na Kaapstad in terme van x. So wat beteken dit? Beteken, gaan werk hierdie uitdrukking uit, maar moenie x oplos nie. Gee jou antwoord met 'n x-waarde. So kom ons doen dit. Ons sê goed, ons gaan van links af na regs, en ons gaan van Johannesburg na Kaapstad toe. Ons gaan al die terme by mekaar plus. So ek gaan hierdie een stukkie, gaan ek by daai ene plus. Jy sien, ek gebruik nou maar groter plus in die middel, net so met mooi te skei, jy kan sien wat gebeur. So ek tel al die terme met mekaar.
Jy hoef nou nie sulke groot plusse te maak nie. Ek doen dit net dat jy kan sien waartoe ons beweeg. Nou het ek 'n uitdrukking geskep wat baie belangrik is. Want ek moet die afstand Kaap toe uitwerk in terme van x. So, ons gaan nou hierdie goed bymekaar tel. Is daar gelyksoortiges? Ja, kom ons onderstreepelig hou. 2x en 'n 4x en 'n 2x en 'n x en 'n x wat eintlik net 1x en 1x is. 8x en dan weer nog 'n 1x aan die einde en dis dit en dan het ek 'n lot getalle wat ek bymekaar kan tel. Ek het 'n min 10, 'n plus 60 en 'n min 50. Ek dink dis dit. So kom ons begin met ons x en ons tel dit bymekaar. Wat is 2x plus 4x is 6x plus nog 2x is 8x. Plus daai 1x is 9x, so 6, 7, 8, 9, plus nog 'n x is 10x, plus nog 'n 8x is 18x, plus die 1 is 19x, maak dit geseker, 2 plus 4 is 6, 8, 9, 10, 11, nee, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plus die 8, ja, maar daar moet ek my ding update, so skies, dit gee vir my 19, ek kan weer optel, 19x, so 2x plus 4x, is 6x, plus 2x is 8x, plus 1 is 9x, 10x, 11x, so is 19x, en kom ons tel ons getalle by mekaar, skies, jammer, die pop-up screen wat op my foon of op my tablet verskyn het, wat is min 10 plus 60, so dis min 50, en dan is daar plus 50, en dan trek ek nog 'n 50 af, dit word 0. Dit is lekker, dit het eintlik amper uitgekanseleer. Min 10 plus 60 plus, min 50, dis 0. En daar het ek die afstand Kaap toe in terme van x. Hulle kan nou nog iets vra. Hulle kan sê, as x 100 is, 100 kilometer is, bereken nou die werklike afstand. Okay, so die werklike afstand gaan so wees. Afstand is gelyk aan 19x, maar hulle sê vir my x is 100 kilometer, so dis 1900 kilometer, wanneer ek x se waarde gegee word. En dis die doel van uitdrukkings, om iets op 'n klein manier te skryf, sodat wanneer ek die waarde van 'n x kry, of 'n y, of 'n a, of 'n b, dan kan ek werklik die waarde uitwerk, die werklike waarde. Ek wil nog enetjie doen van die